Ons wil U aanbid, Here, want daar is niemand soos U nie. Dankie dat U ons deur hierdie week gedra het. Dankie dat U ons gebring het tot vandag toe. Ons het sopas gesing, Lord, have your way with me. Ek wil my hart oopstel en ek wil U nooi om vanmôre te kom doen wat nodig is om te doen. Ek wil U nooi om in te stap in my lewe in en vanmôre veranderings te bring. Dankie dat U dit goed bedoel met ons. En dankie dat U vandag 'n afspraak het met ons in hierdie plek. Geloofd sy die naam van die Here, want hy is goed en die volk van die Here sê amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Dis goed om saam met jou in die huis van die Here te wees. A warm welcome to everybody visiting us today. Hier by Nuwe Begin Gemeente, almal op Facebook Live, almal wat hierna die boodskap gaan kry, radio, WhatsApp ensovoorts. Jy is in vir 'n ding vandag. God wil iets vir jou doen. Hy is nie 'n God wat eenkant staan nie, hy's 'n God wat betrokke is in die lewe van elke mens. Amen. So ek is bly dat Julie is amper verby. Wie van julle is ook bly? Die somer kom al hoe nader en een van die dae kan ons hierdie dik baadjies weer uittrek. Ek voel party daar soos 'n pikke wyn. Ek kan nie lekker loop met al hierdie dik klere nie, maar dis 'n voorreg om te kan lewe en 'n voorreg om vanmôre in God se teenwoordigheid te kan wees. Goed, so my tema vanmôre is God het jou teruggekoop. Hy het jou teruggekoop met die klem op die woord teruggekoop. En ek wil vanoggend met jou praat oor een boek in die Bybel, die boek Hosea. Die Hosea is in die Ou Testament, the book of Hosea. En ek wil vir jou leer vanoggend wat God met Hosea gedoen het en die vergelyking wat hy getrek het met sy volk. Die boek Hosea is een van die aangrypendste Bybelverhale in God se woord. Dis nie net 'n verhaal oor 'n man en 'n vrou nie, dis God wat sy eie hart oopskeer sodat ons kan sien hoe lief het hy die Here. So ek wil jou vanoggend vra, kan jy onthou toe jy nog verlief was? Baie verlief was toe jy jonk was? Onthou jy toe jy gebel het en gesê het, hallo, wat maak jy? Dan sê sy niks. En dan sê sy, wat maak jy? Dan sê jy niks. Luister julle net na mekaar se asemhaal. Julle sê verder niks nie. Dis mos wat jy doen as jy jonk en verlief is. Nou wanneer ons trou, is ons veronderstel om te trou vir liefde nie. Jy trou nie omdat jou ma gesê het jy moet met haar trou. Jy trou nie omdat sy 'n ryk familie het nie. Ek hoor hulle sê vandag trou jy nie meer vir liefde nie, jy trou vir geld. Dis dalk 'n wyse besluit, maar sonder liefde beteken daai geld niks. Daai vrou gaan vir jou al jou hel gee met 'n vol beursie agter in jou sak. En vice versa, die manne ook, is nie net die vrouens nie, dis die manne ook. Goed, wie van julle weet, dis nodig om lief te wees vir iemand, voordat jy met daai persoon trou. Pragtig lief, want jy het ons beloftes gemaak. Jy het gesê, ek soek niks nie, ek soek net 'n matras in vir jou. Ek wil net 'n klein kamertjie met 1 pot en 1 pan, ek het nie klaar gepraat, gee my kans om klaar te praat. Ek soek 'n pot en 'n pan en 'n koppie en ek soek 'n teelepel en 'n mes en 'n vork. Dis mos wat ware liefde is nie. Die matras is om op te slaap, mense, ons slaap ons op die vloer nie. Goed, julle sit woorde in my mond. So hier's 'n man in die Bybel, sy naam is Hosea. God sê vir hom, daar's 'n vrou, haar naam is Gomer. Ek wil hê jy moet met haar trou. Hy is nie lief vir haar nie. Hy voel niks vir haar nie. Hulle het nog nie eens 1 of 2 dates gehad nie. God sê, sien daai vrou, ek wil hê jy moet met haar trou. En Hosea is gehoorsaam. Hy vergeet van die ander goed en hy doen wat die Here sê. Kom ons gaan na Gomer toe. Gomer was nie 'n goeie vrou nie. Sy was 'n prostituut gewees. Hosea is die profeet, die man van God. En die Here sê van vat daai slegte vrou. As hierdie ding in die pad is, kan jy hom skuif, hoor, skus. Hy sê vir hom, vat daai slegte vrou en trou met haar, want Hosea, ek wil deur jou met die volk Israel praat. Ek wil deur jou lewe vir hulle iets wys. Ek wil hulle leer
wat ware liefde was. En Hosea trou met hierdie vrou. Die Bybel sê hulle het kinders gehad. Hy was lief vir haar gewees. Hulle het 'n huis saam opgesit, en wanneer jy 'n huis opsit met kinders, then you build towards the future. Any couple that have children, they really love each other, they build towards the future. Maar Gomer het dalk ja gesê om met Hosea te trou, maar sy was nie die een wat verlief was nie. Die een wat lief was Hosea gewees. Gomer het rondgeloop. Sy wou die voordele van die huwelik hê. Sy wou die huis gehad het. Maar in elke troue en elke huwelik is daar een persoon wat liewer is vir die ander een. So jy kan sommer nou na jou vrou kyk en sê vir haar, ek is liewer vir jou as wat jy vir my is. Ek sien daar's 'n paar wat dit nie glo nie. Nou wanneer ek huweliksbevestigings doen, dan doen ek gewoonlik iets, en ek doen die volgende, van julle het dit al gehoor, daar's 'n toets wat ons kan doen, om uit te vind wie is die liefste vir mekaar, die man of die vrou. Gaan julle saam met my gaan julle toets deelneem. Dis 30 sekondes, dis verby, jy het die antwoord, en jy gaan eerlik die binnekant weet. Wie is jy die liefste vir jou vrou, of is sy meer? My vrou sê baie maal vir my, ek is baie meer lief vir jou as wat jy vir my is. Dan sê ek vir haar, ek is bly as jy dit glo, maar ek weet wat die waarheid is. Goed, so kom ons doen hierdie toets, is julle reg? In 'n huwelik waar daar 'n man en 'n vrou is, wanneer daar 'n argument is, ken julle daai woord stilstype? Wat is die Engels van stilstype? Matthew, what's the English of stilstype? Silent treatment. Jy gee vir daai, as jy vies is, dan gee jy vir haar silent treatment. Julle moet dit tog nooit doen nie, dit is uit die put van die hel uit, dit is lelik. Moenie dit doen nie. Nou wanneer daar 'n argument is, en man en vrou het beklei, dan weet jy mos in die aand klim julle mos in die bed, en dan balanseer jy mos nou op die matras, een lê daar op die kant en een hier. En julle weet seker wat ek volgende gaan sê. Dan is daar hierdie duvet hier tussen ons. Dousie, tussen jou en my lê daar 'n duvet. En die een trek hierdie kant en die ander een trek daai kant. En die duvet skree, "Wow, ek is van Mr. Price." Goed, hier is die toets. Die een wat eerste sê, ek is jammer, vergewe my, dis die persoon wat die meeste liefde in sy hart het vir die ander persoon. Reg of verkeerd, dis die een wat altyd eerste jammer sê. Daar's die een wat die meeste liefde het. So ek sien hier's 'n paar vrouens wat, nou, daai een het amper van sy stoel afgeval daar agter. So Hosea was so lief vir Gomer gewees. He loved her with all his heart. Sy het hom lief gehad, maar sy was nie verlief op hom gewees nie. Gomer het haar man verlaat en agter ander minnaars aangehardloop. Sy was nie 'n goeie vrou nie. Sy het gedink dat haar geluk en veiligheid lê op 'n ander plek. Sy het iets gesoek, maar sy weet eintlik nie wat sy soek nie. And the Bible says, eventually she lost everything. Sy is uit haar man uit haar kinders uit, en Hosea soek haar, sy is nie meer by die huis nie, sy is op straat, en hy gaan dorp toe, en hy soek haar op die markplein, hy soek haar by die winkels, hy kry haar nêrens nie, want jy sien, as Hosea gaan werk, het sy by die deur uitgeglip, agter iemand anderste aan, en uiteindelik sit sy op 'n plek wat sy hopeloos en verlate is, en sy weet nie meer wat om te doen nie, sy voel waardeloos, en die Bybel sê, in daardie tyd het sy opgeëindig op the auction block, waar mans op haar gebied het as 'n slawe vrou. Waardeloos, jy sien dis wat die vyand doen, hy suig jou uit soos 'n lemoen en dan gooi hy jou weg. Daar bly niks van jou oor nie. En God se woord leer my, Hosea hoofstuk 1 tot 3, dis te veel om te lees, jy moet dit tog by die huis gaan lees, ek gaan dit vir jou vertel, dat daar was vreemdelinge by daai veiling gewees. There were different people at the auction, and
they were putting up their hands to buy this woman. En hier kom Hosea, hy soek sy vrou en hy kom in hierdie plein en daar vind hierdie veiling plaas en hy sien daar staan sy vrou waarvoor hy lief is. Sy's 'n slaaf en sy is op die oomblik daar om verkoop te word. En Hosea staan daar en hy sien hoe dat hande in die lug opspring en hy's daar en hy's nie om te veroordeel nie, hy kyk na haar nie om haar te verneder nie, en terwyl ander op haar bie en offers insit op haar liggaam, skiet die hand van Hosea die hoogste op en hy skree, ek sal haar koop. Hy koop sy eie vrou terug. Die liefling van sy siel nadat sy weggeloop het van hom af. Terwyl hy weet sy was ontrou, terwyl hy weet sy het soveel kere weggeloop, vuil van die sonde, vasgevang in die kettinge van haar begeertes, Hosea buys back his own wife because he loves her. Dis ware liefde. En die Bybel sê, hy vat haar huis toe, en hy sê vir haar hierdie woorde, jy is weer myne, ek het jou teruggekoop. Wat 'n merkwaardige verhaal. Eintlik het God vir Hosea gesê, jy moet met hierdie vrou trou, en dis wat gaan gebeur, want Hosea, ek wil met Israel praat, deur jou lewe en deur jou huwelik, want Israel is Gomer wat kort by die deur uitglip en weggaan en wegloop agter die sonde aan en vreemde altare toe gaan om te aanbid, en Israel is die een wat vreemde offers gaan bring, wegloop van elke afleiding, en dan kom hierdie man en hy koop hierdie vrou terug en God sê, ek het jou nog steeds lief, al het jy weggeloop, al het jy agter vreemde altare aangegaan, al het jy jou rug op my gedraai, ek is nog steeds lief vir jou. God praat deur die profeet met die volk Israel. En vandag praat die Here deur die profeet Hosea duisende jare terug met die mense in hierdie gebou en hulle wat na my stem luister. Ek koop jou terug. Ek vat jou sonde weg. Ek bedek jou skaamte en jy hoef nooit weer tentoongestel te word vir mense nie. Israel, ek het jou lief met 'n liefde wat jy nie sal verstaan nie. Terwyl jy rondtoereer agter die sonde aan, kom soek ek jou. En dis tipies die Heilige Gees vandag wat die mens gaan soek terwyl hy weggestap het van God af. Terwyl jy vashou aan die wêreldse begeertes. En God sê vandag, ek het 'n plan vir jou lewe en ek wil vir jou iets beter gee, al voel jy vandag waardeloos. Miskien voel jy jy's op hierdie veiling waar die vyand sy hand opsteek om jou lewe te koop, maar Jesus het gekom met die hoogste offer en gesê, ek koop jou terug want ek het jou lief, al het jy weggeloop van my af. En dis die wonder van ons God. En vandag is dit presies wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Gomer is die prentjie van elke mens. She's the picture of every person. People that turn their back on God. People that walk away from their salvation. People that turn their back on the grace that was once given to them. En ons dink ons sal nooit soos Gomer wees nie, maar elke keer wanneer ons God verruil vir iets anderste, stap ons dieselfde pad as hierdie vrou. Ons hart loop weg van die een wat vir ons lief is. En die wêreld beloof baie, maar die wêreld los jou leeg. Dit gee niks. En vandag hardloop mense agter verskillende goed aan. Saterdagaande is nie goeie aande vir my met slaap nie. Want die Here is besig met my vanoggend 3:00, toe maak die Here my wakker en ek is in my koue kantoor en terwyl ek met hierdie goed skryf en ek is besig om met God te praat, flits hierdie gesigte voor my en die Here wys mense vir my en net daar tree ek in gebed en sê, Here, wees tog net genadig. Want ons het Gomers wat weggestap het van die Here af, want mense kyk vandag na hulle geld en sê, as ek net meer geld het, sal ek meer gelukkig kan wees. Money doesn't buy you happiness. Gaan praat met iemand wat geld gehad het, hy sal vir jou sê, geld beteken niks nie. Jy het geld nodig om te lewe, maar dit maak jou nie gelukkig nie. Mense hardloop agter plesier aan elke nuwe opwinding wat hulle kan kry, maar as jy daar wegstap, is jou hart nog leeg.
Mense soek status en sukses, mense soek goedkeuring, maar die belangrikste goedkeuring vandag is, wat sê God daarvan? Dis die stempel wat ek op my lewe moet hê. Mense hardloop agter verslawings aan drank en dwelms en pornografie, en hulle dobbel en hulle het gewoontes wat hulle vasbind, want jy soek jou geluk elders, maar ware geluk vind jy nie in die wêreld nie. Ware geluk is in die liefde van 'n God wat jy kom soek, terwyl jy weggeloop het van hom af. Mense soek hulle geluk in verhoudings, en ons verwag dat mense moet vir ons gee, wat eintlik net God vir ons kan gee. Jy gaan teleurgesteld wees as jy op mense vertrou. Inteendeel, God se woord sê, vervloek is jy wat op die mens vertrou. Mense soek hulle geluk in selfbeheersing en onafhanklikheid. Ek het God nie nodig nie, ek kan dit self doen, ek is gesond, ek is sterk, ek het geld. Daar gaan 'n dag kom, wanneer hierdie mat onder jou uitgeruk gaan word, en jy gaan staan, soos hierdie vrou, en die vyand gaan sy hand opsteek, om te bie op die lewe van jou. Onlangs, ek en Gala het gesels, nou die dag by ons uitreik, wat ons gehad het in Claremont, het 'n man na ons toe gestap, ek kan nie sy naam onthou nie, hy's 'n biker, en hy het al die jare het hy vir 'n groep gery, en hy vertel my hoe hy by die Here uitgekom het, en dit het nogal my hart geraak. Hy vertel my hoe hy by 'n Dijol was, waar die groep bikers uitgegaan het, en hulle het by 'n plek gestop en geëet en gedrink, en hy sê hy het met sy glas in sy hand gestaan, hy en sy vriend, en ewe skielik hoor hulle 'n vrou wat skree so eentjie van hulle af. Dis hierdie man, that's his testimony, luister mooi. En toe hy uitstap om te kyk met sy glas in sy hand, toe sien hy, hier is 'n man wat op die grasperk, bo-oor, hande 4 voet bo 'n vrou staan, en hierdie vrou gil. Sy skree. Sy eerste gedagte is dat hierdie man is besig om hierdie vrou leed aan te doen, en hy het sy glas neergesit, soontoe gehardloop met die doel om hom aan te rand. Maar toe hy nader kom, toe hoor hy dat hierdie vrou, terwyl sy skree, is hierdie man besig om in 'n ander taal te praat. En hy besef, maar hierdie man is besig om vir hierdie vrou te bid. En hy het gehoor daarvan, hy ken dit nie, hy het net gehoor daarvan, en die duiwel is besig om uit haar uit te kom, terwyl hierdie man bevryding op haar doen. By 'n Dijol. Hy sê en hy skrik en hy staan 'n tree terug. En hierdie man staan op en skielik hoor hy hierdie man stem wat uit hierdie vrou uitpraat. En toe hierdie ou weer vir haar bid, skielik is haar stem terug en die vrede van die Here kom oor haar. En hy besef die duiwel is uit hierdie vrou uit. En hulle het haar opgehelp. Want bevryding het plaasgevind by 'n Dijol van die bikers. En die pastoor of die man van God wat vir hierdie vrou gebid het, hy draai om na hierdie ou toe wat vir my en vir Gala die storie vertel, met 'n glas in sy hand, draai hierdie ou om en hy sê vir hom, hy sê, jy ken my nie, maar ek het 'n woord van die Here vir jou, die loon van jou sonde is die dood. Hy sê hy het 'n vrees oor hom gekry wat hy nog nooit gekry het nie, sy glas neergesit, en hy het ons vertel, hierdie was omtrent 'n maand terug, hy sê die 7de Augustus, as ek reg onthou, is dit presies 7 jaar wat die Here hom vrygemaak het van sy sonde. Ek vertel vir jou die storie, want ek wil vir jou vanmôre vertel wat God doen. Die oomblik wanneer jy wegbeweeg van die Here af, is God se gees nog steeds by jou, om by jou te pleit vir die behoud van jou siel. You are never too far for the Spirit of God. Jy kan nie weggaan daar op 'n plek waar God se gees jou nie kan vind nie. Hoor wat sê die psalmdigter, op die hoogste berg weet ek die Here is daar. Gaan ek onder in die laagte, ek weet die Here is daar. Kyk ek links, kyk ek regs, voor my, agter my, die Here is daar. Hy het my nooit alleen gelos nie. En die sonde breek God se hart, en ons praat dikwels oor die sonde as iets verkeerd, maar Hosea wys vir my iets dieper. Sonde is nie net die oortreding van reëls nie, dit breek die hart van die Vader, en elke keer as ek wegloop, staan God nie koud en onverskillig nie, hy verlang met liefde na sy kinders. Hierdie man het sy vrou elke keer gaan haal wat sy weggeloop het van die huis af, en God se gees hou nooit op om vir my en jou te soek nie.
As jy eerlik is, sal jy erken dat toe jy weg was, het jy die stem van die Here gehoor. Jy gaan die plek onthou waar dit gebeur het, want God se gees los jou nie alleen nie. Die wonder van Hosea is nie Gomer se sonde nie, maar dis die liefde wat hierdie man vir sy vrou het. En dis wat God vir die volk Israel probeer sê, ek het jou lief met 'n liefde wat jy nooit sal verstaan nie. Toe almal jou afgeskryf het, het ek jou kom haal met liefde. Toe niemand jou meer wou hê nie, het ek jou kom haal met liefde. Toe sy haar waarde verloor het, het Hosea nog steeds gesoek. Jy sien, sonde laat jou sleg voel, en dan bly jy weg van die kerk af, en hoe langer jy weg bly, hoe moeiliker is dit vir jou om terug te kom, en jy sit by die huis en jy voel ek is in hierdie gat van depressie, en ek weet nie hoe om hier uit te kom nie, want ek het my God teleurgestel, hoe gaan ek hierdie saak regmaak? Die goeie nuus vandag is, al is jy nie by die kerk nie, God se gees is daar, wanneer jy uitroep vir hulp, en ek is bly dat jy vanmôre hier is, want jy voel dalk jy het waarde verloor, maar God soek nog steeds na jou vanmôre. Sê gou vir die ou langs jou, jy is die persoon na wie die Here soek. Net so het God nie opgehou om na Adam te soek nie. Kan julle onthou wat het Adam gedoen na sonde? Hy het weggekruip. God roep hom, hy sê, waar is jy? Want God het hom elke dag in die tuin ontmoet, hy kruip weg. En dis wat ons doen wanneer sonde op ons pad kom, ons kruip weg vir die Here. Terwyl God sê, ek het jou kom soek met my liefde. God het na Moses gesoek, God het vir Dawid herstel, die Here het vir Petrus na sy sonde weer opgerig, hy het vir Paulus verander, en vandag soek hy nog steeds mense, en sy gees klop vandag nog aan die hart van die mens. En die Here praat vandag met jou deur 'n preek. Hy praat vandag met jou deur sy woord. He speaks with you through a friend. He speaks with you in times of adversity. Hy hou nooit op nie, totdat jy antwoord en sê, hier is ek, Here, en vanmôre in hierdie plek roep God se gees na jou, om terug te draai, en om te keer, en sy liefde te aanvaar, want hy het 'n plan en 'n destinasie vir jou lewe. Maak nie saak hoe ver jy weggestap het, hoe diep jy in sonde verval het, waarheen jy gegaan het nie, God wil nie weet waar jy was nie. Al wat hy vanmôre sê is, kom terug, ek het jou gekoop, jy's myne, ek het jou gekoop, dit was 'n dierprys gewees, jy is myne. En ek is bly vanmôre om te kan sê, ek is gekoop deur die bloed van Jesus, ek behoort aan die Here. Die veiling van Gomer verwys vooruit na Golgotha, waar Jesus die hoogste prys betaal het vir elke mens wat ja sê vir sy genade. Ons was op die tafel en daar was op ons gebied, die vyand wou jou gekoop en jou vernietig het, vasgevang in jou sonde. Jy kon jouself nie loskoop nie, toe betaal Jesus die prys, nie met silwer of goud nie, maar met die bloed van Jesus Christus. En aan die kruis het hy gesê, jy behoort weer aan my, terwyl jy weggeloop het. Jy's nooit te vuil om na God toe terug te kom nie. Jy's nooit te ver weg om terug te kom nie. Jy's nie te stikkend nie. As Jesus se bloed genoeg was vir Gomer, in daardie verhaal is dit vandag genoeg vir my en vir jou. Sien, die musiekante kan vorentoe kom asseblief. Ek wil hê jy moet vandag verstaan dat jy gaan nie vir ewig lewe nie. Nie lank van nou af nie, gaan jy jou laaste asem uitblaas. En dan gaan jy voor God staan. Want aan die einde van jou pad gaan jy jou Skepper ontmoet. En dan gaan jy moet rekenskap gee oor jou aardse lewe. Maar ons het vandag die wonderlike voorreg dat ons het genade hierdie kant van die graf. Jy kan nou nog 'n kwaliteitsbesluit vir jou lewe neem. Jy kan vandag nog God se reddende hand kan jy gryp. Terwyl jy besig is om weg te sink in jou sonde en in jou toestand, terwyl die kettinge al stywer om jou trek, vandag is daar 'n hand van liefde wat uitgesteek word en jy kan dit gryp vanmôre. Jy's nie te ver weg van die Here af nie. Jy's nie te stikkend vir hom om vanmôre 'n restaurasiewerk in jou lewe te doen nie. The God of love is also the God of restoration. He can pick you up and make you whole again. Doesn't matter where you've been, what you've done.
Hy's 'n God van liefde. Jare terug het ek hierdie fliek gesien. Ek onthou dit soos gister van hierdie seentjie wat sy eie papierbootjie gemaak het. Hy het lank met hom gewerk, kunstig met houtjies aan mekaar gesit en met houtgom. En voor hulle op die plaas het daar so 'n klein spruit verbygeloop en elke dag het hy hierdie bootjie op die water gaan sit. En dan hardloop hy teen hierdie strome van vang hy die bootjie aan die onderkant. Dit was sy bootjie, hy het dit met moeite gemaak. Maar op 'n dag, toe is hierdie stroom te sterk en hy kon nie vinnig genoeg die bootjie kry nie. En in hierdie fliek wys hulle die hartseer van hierdie seun wat sy bootjie verloor het, die bootjie wat hy gemaak het. En 'n week of 2 daarna stap hy en sy ma in die dorp en hy sien in 'n winkelvenster, maar daar is die bootjie wat ek gemaak het. Die een wat ek verloor het, wat in die stroom verlore geraak het. En hy ruk sy ma se klere en sê, gee vir my die geld asseblief. Ek het spaargeld by die huis, gee vir my, ek sal vir mamma teruggee. En hy gaan in die winkel in en hy koop daai bootjie wat hy self gemaak het. En in hierdie fliek, ek onthou dit soos gister, druk hy hierdie bootjie teen hom vas en hy sê, ek het jou gemaak en ek het jou weer teruggekoop. En dis wat Jesus met my en jou gedoen het. God het jou gemaak. Hy het jou geskape met 'n plan, met 'n doel, met 'n destinasie. Daar's sekere goed wat hy wil hê jy moet by uitkom. Maar in ons lewe gebeur daar goed en dan dwaal ons weg van die Here af. Die sonde gryp na jou elke dag. Die verslawing ruk aan jou baadjie. Die kettinge van die wêreld word om jou gegooi. En ons almal is nie sterk genoeg om staande te bly. En die dag as jy val, dan voel jy minderwaardig. Jy voel ek het gefouteer, ek is niks werd nie. Maar jou Skepper het nog steeds 'n plan en 'n destinasie vir jou. En hy het sy seun gestuur om Golgotha toe te gaan, om vir jou en my te sterf. En ek hoor in my geestes oor hoe ego die woorde op Golgotha. Ek het jou teruggekoop. Jy is myne. Jesus het 'n dierprys betaal, sodat ek en jy vandag kan vry wees. Jy hoef nie langer aan te gaan soos wat jy vandag aangaan nie. Jy hoef nie langer in daai gat te sit en jy weet nie hoe om uit te kom nie. Jy hoef nie langer om hulp te vra op ander plekke nie. Jesus is vanmôre hier, deur sy Heilige Gees is hy hier en hy steek vanmôre sy hand op en hy het die hoogste offer en die hoogste bod op jou lewe en hy koop jou vanmôre terug want jy behoort aan hom. En miskien voel jy vandag soos Gomer, jy het te ver geloop. Jy dra die skuld van iets wat jy gedoen het. Die skuld van gister. Jy dink God het moed opgegee, maar hoor die woord van die Here. Ek het jou nie vergeet nie. Jy is myne. Hoor jy meneer, God het jou nie vergeet nie. Jy is syne. Mevrou, God het jou nie vergeet nie. Daar waar jy alleen in jou huis sit en jy is op 'n plek van moedeloosheid en jy het jou stem opgehef en met die Here gepraat, God het jou nie vergeet nie. Die kruis is vanmôre ons koopbewys, die graf is die waarborg en die Heilige Gees is nog steeds besig om jou te soek. Moenie langer agter die dinge van die wêreld aanhardloop nie. Kom terug vanmôre na die Vader toe. Hy wag vir jou met oop arms en met deurboorde hande. En wanneer jy na hom toe kom, dan vra hy nie waar was jy nie, hy sê welkom tuis, jy is myne. Vandag is jou dag om op te hou hardloop. Jy is moeg om te hardloop. Jy is moeg vir sonde. Ek wil vandag bid dat sonde jou siek maak, dat jy elke keer terug sal hardloop na die Here toe. Jy's moeg om te voel soos jy voel, jy's moeg om vasgevang te wees in daardie web. Die wêreld betaal net met leuns, maar Jesus het die volle prys betaal en hy roep vanmôre en sê ek het die hoogste offer op jou lewe. Kom terug na my toe. Kan ek jou vra om jou oë toe te maak? Ek ervaar vanmôre die liefde van die Here in hierdie plek. Liefde wat mense trek. Liefde wat vanmôre mense aanraak. Genade wat vanmôre op mense uitgegiet word sodat jy kan vry wees.
in die Here? Ek wil hê jy met jouself vanmôre antwoord. Is jy bereid om aan te gaan soos wat jy nou aangaan? Of sien jy uit na iets beter in jou lewe? Do you want something better? Ek wil vanmôre aankondig dat Jesus is vanmôre hier met iets beter vir jou lewe. Hy wil jou vanmôre oplig. Hy wil jou op 'n ander plek sit waar jy weer kan sien vir die lewe. Hy wil vanmôre vir jou hoop gee vir die toekoms en hy wil die skuld wil hy wegvat. He wants to delete the shame of your life. En terwyl Gomer daar gestaan het sy met skande gestaan, heel waarskynlik nie eens klere aangehad nie, maar toe haar man haar terugkoop het hy gesê, jy's myne, ek het jou teruggekoop. En die Here bedek vanmôre ons skaamte, hy vergewe ons sonde, want hy's 'n liefdevolle hemelse Vader. Niemand kyk rond nie. As jy wil ek moet vanmôre saam met jou bid. Jy voel, pastoor, hierdie woord het vanmôre met my gepraat. Dan wil ek jy moet vinnig jou hand opsteek, aan sak jy hom weer. Baie dankie. Baie dankie, daar's baie hande wat opgaan. Kan ek almal vra om saam met my te staan, asseblief? Kom ons sing hierdie lied so 1 of 2 maal saam, He knows my name. En dan gaan ek saam met jou bid. Sit vir ons die woorde op die skerm asseblief. He counts the stars, one and all. He knows the man sand is on the shore. It's every sparrow that falls. He made the mountains and the seas. He's in control of everything. All the creatures great and small. And He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day, and I'll be just fine. He knows my name. I don't know what tomorrow will bring. Can't tell you what's in store. I can go a lot of things. I don't have all the answers to the questions of life, but I know I believe He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day, I know I'll be just fine. And He knows my name. Dankie Here dat U ons ken op ons name. Daar is niks wat vir U verborge is nie. U ken ons sit, U ken ons opstaan. U weet waar ons beweeg. Ek bid vandag vir elke persoon in hierdie plek. Ons het vanmôre die voorreg om onder die genade verbond te staan. Ek het vanmôre die voorreg om te kan sê, Jesus het reeds die prys betaal en ek kan vanmôre gryp dit wat hy vir my gedoen het.
En Here, dit gebeur in hierdie lewe dat ons oorweldig word deur goed wat met ons gebeur. Dit gebeur dat die aanvalle van die vyand op ons lewe gesit word. Maar ek weet vanmôre dat daar's iemand wat my naam ken. Ek weet nie wat die toekoms hou nie, maar God weet wat die toekoms hou. Ek bid vanmôre vir mense in hierdie plek. Daar's mense wat hulle hande opgesteek het. Daar's mense wat soos Gomer dalk weggestap het van die Here af. Maar U leer ons vanmôre dat U liefde vir ons is so groot, is so wonderlik. U liefde vir ons, Here, is ver bo die verstand van die mens. En U vat ons vanmôre terug. En U vra nie waar ons was nie, U sê kom net soos wat jy is. En vanmôre sit ons onsself onder die bloed van Jesus. Dankie dat jy ons vanmôre skoon was. Vergewe ons, Here, gee vir ons nog 'n kans. Dankie dat U vanmôre, Here, ons teruggekoop het met 'n duur prys. En ek kan vanmôre my hand uitsteek en ek kan die genade en die liefde van die Here aangryp. Ek bid dat U Gees by ons sal bly. Here, wanneer ons hier uitstap, dan gaan daar weer goed met ons gebeur. Maak ons sterk. Help ons, Here, dat ons soos 'n boom sal wees, wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare groen en vet is, wat vrug dra in die regte seisoen, en dat ons, Here, sal staande bly met dit wat in hierdie wêreld na ons gegooi word. Dankie dat hierdie vanmôre 'n saak van liefde is, en dat U met ons harte gedeel het vanmôre. Dankie vir hulle wat geantwoord het op die roepstem van die Here. Dankie dat ons hier uitstap, witter dan die sneeu. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. Witter dan die sneeu. U was ons vanmôre en U gee ons weer 'n kans. Maak ons sterk vir die toekoms, Here. Help ons om staande te bly in 'n wêreld wat verlore gaan, dat ons die lig sal wees vir hulle wat dit nodig het. In Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Ek doen gou vir jou die aankondigings van die week. Vanaand het ons geen diens nie. Ons begin volgende